Daar is niks lekkerder in die wêreld as 'n Karoo wartlemoen. Julle, dis 'n heel ander wartlemoen as 'n Swellendam wartlemoen, Kaapse wartlemoen. Die ander wartlemoene is hier teen Desember maand se kant word hulle amper sê gaar, word hulle ryp. Maar 'n Karoo wartlemoen. Hy's nou omtrent soos 'n adamsvy. Die adamsvye begin mos hier van April maand af ryp word. As almal se vye klaar is, dan kom ou adamsvy. Nou so is 'n Karoo wartlemoen. Of seker wartlemoen, ons mos nie wartlemoen nie, maar ons wartlemoen om sommer hier in die Karoo. Julle. Dis nou die wartlemoene wat jy kan red van die uistervark se tande af, want hulle eet baie lelik aan 'n mens se wartlemoene. En wat vir my so wonderlik is, dis sulke klein ronde wartlemoentjies. Dis nou 'n wartlemoentjie, want 'n wartlemoen se ding is altyd, hoe kry jy hom opgeëet? En hier's nou, ek het dan nou kalkoene en hoenders wat saam met my kan eet, maar mens, ek eet altyd so ver, dan wens ek my maag was 2 keer so groot om 'n hele wartlemoen in te kry. Maar daai klein wartlemoentjies van die Groot Karoo, hulle is nie lank nie, hulle is so rond en hulle het nog pitte. Ai, as jy nou vir my wil teleurgesteld hê, dan moet jy nou vir my 'n wartlemoen gee sonder pitte. Ek verstaan dit nie, hoekom wil die mense nie pitte in die wartlemoen hê nie. Maar die dierbaarste ding, so tyd terug, hoor ek hier op 'n plaas Elandsfontein, die man se wartlemoene is ryp. Ag, julle, en ek het vir my wartlemoen op wartlemoen uitgery uit die dorp uit. En na die oom my geleer, hoe moet 'n mens hom mooi slag? Jy moet hom slag laat, want ek wil my kroon apart hê. En daar's altyd my groot uitdaging, hoe daai ou tannie gesê, to show strength of character, om nie eers die hele kroon op te eet nie. Haai, en dan sit ek hom nog so op die skinkbord, en ek slag hom met die broodmes. Dan slag ek sy punte af, want ek weet nou nie of julle al agtergekom het, hoe moet 'n mens klop aan hom nie. Weet jy, ek het nou al aan wartlemoene geklop, soos ek nog nie so flink. Ek het ver meer aan wartlemoene geklop as wat ek aan deure klop. Ek weet nie hoe moet hy klink nie, so ek klop nie aan hom nie. Ek bring hom na huis toe en ek bid vir hom en hoop hy's lekker as ek daar kom. Maar die soetste wartlemoentjies eet ek nou al die afgelope 2-3 weke. En as ek ingaan dorp nou, so geseënd, die man gee sy wartlemoentjies daar in 'n kafee in Beaufort af. En ek probeer altyd as mense nou so hulle mielies en hulle wartlemoene en hulle boontjies goed inbring, probeer ek uitvind waar in die dorp gee die boere hulle goed af, dan koop ek hier uit die distrik uit. En as iets aan 'n wartlemoen wat my siel salig gelukkig maak. Dit voer my weg na tye van ek en my 5 susters en my mamma en my pappa wat daar op die amper seker op die lont. Ons het van die lont gepraat, op die lont sit. Op die grasperk sit en pappa slag doen die slagwerk. En ons eet. En ek het nog nooit 'n mens ongeskik sien wat weet met 'n hartseer gesig. Daar was altyd asof 'n mens se mond soos die wartlemoen se sny raak. jy voel so gelukkig en laggerig, is asof die wartlemoensap lagsap is. En dan dink ek aan die tye, die samesyn rondom 'n wartlemoen. In die tye hier oor Desember is vriende van ver plekke afkom kuier en jy slag 'n wartlemoen. Dan onthou mens die wartlemoen, jy onthou die gesels wat jy gehad het, jy onthou hoe jy hom tot op die wit geëet, want jy's te lus vir hom om 'n stukkie van hom verlore te laat gaan. En hy proe soos wartlemoen. Ek het hier so 'n paar gekoop uit ander plekke uit, wat so half, dit proe vir my soos rooi water, hy proe nie soos wartlemoen nie, want hy seker nou nie gelos op die land, totdat hy ryp was nie. En die wartlemoentyd in die Karoo is nou amper verby, want die luggie raak koeler, maar ek gaan my bes probeer, voor die herfs kom, om ten minste nog 3 van hy klein ronde wartlemoentjies te eet.